So, Heidi is nou 7 en Lente is 4. Ja, ek kan nie eintlik my lewe onthou voor hulle nie. Dit raak jou hele uitgangspunt. Dit verander hoe jy dink, hoe jy doen, hoe jy beplan. Alles gaan om hulle en ek sal dit op geen ander manier wil hê nie. Dis die grootste les wat ek van kinders leer is wees hoe jy gemaak is. Nie hoe mense wil hê moet wees nie, want dis hoe kinders is. Hulle weet nog nie hoe om anders te wees nie. Hulle is hulle eie mense. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Rianne Gray, baie dankie dat jy tyd ingeruim het om vandag land en sand met ons te gesels hier in jou baie familieruim huis in Pretoria. Familie die mekaar huis. Nee, dis 'n wonderlike huis. Rianne, nog 'n seisoen van Boer soek 'n vrou begin oor 'n week of 2. Die tweede seisoen waarvan jy die aanbieder is. Ja. Vertel ons sonder om nou te veel weg te gee, wat kan mense verwag in hierdie seisoen en hoe was jou ervaring van hierdie seisoen? Baie dankie dat jy kom kuier het. Dit is baie lekker. So dis so interessant want dit is nou al 19 seisoene van Boer soek 'n vrou en daar is net nooit iets wat dieselfde is nie. Jy kan dink jy het nou al die seisoene gekyk of in my geval ek het nou al 'n seisoen aangebied, so ek weet wat om te verwag, maar dis net so ongelooflik hoe uniek mense is en hoe daar nie 'n resep is vir dit nie. So al dink jy, okay, jy weet nou al bietjie en selfs die vervaardiger wat al daar is van seisoen 1 af, selfs sy is male sonder taal verras en dit is my cool om te weet, mense is net so uniek, liefdesverhale is so uniek, die paai wat mense stap is so uniek. So wat vir my lekker was van hierdie seisoen is ek het nou bietjie meer geweet hoe dit werk en bietjie meer verstaan hoe die proses werk, wat se tipe vrae om te vra. So vir my persoonlik kon ek meer voorberei. In die eerste seisoen omdat ek glad nie geweet het wat om te verwag nie, het ek hier regtig die struktuur verstaan in terme van, okay, jy begin by, die eerste episode is regtig net die boer leer ken, sy geskiedenis, sy wat ook al, dan die volgende, dan gaan jy eers oor na die liefde en die verwagtinge en daai tipe goeders, en dan, voor dit is ook die boerdery en so, en nou dat ek in die tweede seisoen die struktuur meer verstaan, kon ek baie meer voorberei, om presies te dink, okay, dit is die tipe vraag wat ek sal wil vra. Kyk, mens gaan nooit, daar is nie 'n skrip vir liefde nie, so jy gaan nooit presies weet wat uit jou mond uitgekom en wat 'n tipe vraag gaan opduik, en want jy kyk ook nou maar die verskillende persoonlikhede van die boere. Party wag jy so 'n bietjie langer voor jy diep gaan, jy kan sien ander gaan makliker oopmaak, ander moet jy eers ingang met iets wat niks te doen het met die liefde of met enigiets nie, 'n totale ander ding wat hom net eers op sy gemak maak byvoorbeeld, en dan oor gesels. So ja, ek dink dit was my anders, want ek het 'n bietjie meer voorbereid gevoel, maar dit was ook maar net so niets soos die eerste seisoen, want dit is ander mense en ander stories. En ek dink in die eerste seisoen het jy gesê het jy oor die 10.000 kilometer gery. Het jy weer so ver gery? Baie meer. Ons ry so tussen 40 en 50.000 kilos in 'n seisoen. En Ja. om so baie van die huis af weg te wees, jy het 2 wonderlike dogtertjies en jou man Dewald het ek Ja. ook nou hier ontmoet. Was dit moeilik? Baie. Dit was baie moeilik. Nee, ek het deur 'n paar pakke tissues gegaan, maar dan, ek dink wat my elke keer gehelp het is, dit is so 'n lang droom gewees, en ek het verskriklik hard daaroor gebid, en ek het gebid dat die Here dit eintlik nie vir my sal gee, as hy weet dit gaan sleg wees vir my gesin nie, as hy weet, die kinders is te klein vir hom se weg van die huis af te wees, as hy weet, dit gaan te veel stremming op ons huwelik plaas, en ten spyte van daai gebede wat ek die hele tyd gebid het, het ek dit gekry. So as ek op die pad was en ek's weg van die huis af en ek mis Lente se verjaarsdag of iets soos dit, dan gaan ek net terug na daai gebede en ek sê, okay, hulle is okay, my kinders was eers sy kinders, hy sou nie my toegelaat het om hierdie te doen as hy nie geweet hulle gaan okay wees nie. So dit is regtig, as ek nie so sterk verhouding met die Here gehad het nie, sou dit sou my geknak het, want dit is regtig moeilik, en mom guilt is nie 'n mite nie. Dis 'n reël ding. Soos vriendinne van my het met Kerskonserte, dan knip hulle my gesig uit en dan gesit hulle in die gehoor, net sodat die dogtertjies dink, okay, mamma is daar of iets is dit. So ek het 'n ongelooflike ondersteuningsnetwerk
vriendinne wat enigiets sal doen, selfs 'n vriendin vir my, Sasha Lacey, wat male sonder taal die kinders gery het plase toe, of waar ons gebly dat ek hulle kan sien vir 'n rukkie. My pa het die kinders kom bring, of as ons deur Pretoria ry, dan slaap ek 'n paar aande by die huis oor en dan vat my pa my weer verder. En natuurlik net my man wat bereid is om die huishouding met 2 klein kinders wat in die skool is en aktiwiteite het, en ons het 'n miljoen diere in die huis, dat hy sê, weet jy wat, hierdie is super moeilik, maar ek ondersteun jou want ek weet dit is jou droom. So ja, ek dink nie, ek sou dit nie kon doen as dit nie was vir my man en my ma, my pa en my vriendinne wat seker gemaak het alles hier staan. Riandi, jy het nou gesê jy was bietjie meer voorberei ten minste vir die sê nou maar wat jy kon verwag. Was dit beter die tweede seisoen in terme van jou huishouding en jou gesin ook? Ek dink vir my man was dit beter geweest want hy het nou geweet, okay, 2 weke op papier is 2 weke op papier en 2 weke in realiteit is 2 weke in realiteit. Of 6 weke of wat ook al die geval mag wees. So ek dink hy het ook vir my gesê dit was vir hom beter want hy het geweet wat om te verwag. Vir my was dit moeiliker want ek het geweet wat om te verwag. Ek het geweet hoe lank is 6 weke en ek het geweet wat ek alles gaan mis en hoe sleg dit vir my die eerste keer was om nie om boer te doen nie, om nie hier te wees nie. So ek dink, ja, dit is nogal interessant toe dit was vir hom die tweede sarsie makliker, want hy is okay, cool. Hulle het al die ritmes en alles uitgewerk en die routines en hy weet hy moet hierdie doen en hy weet hy moet daar doen maar vir my was dit soos ek kan niks doen om dit noodwendig vir hom makliker te maak nie. Verstaan, jy kan soveel as moontlik prepwerk doen vir kosbakkies, maar dit hou ook net so lank en daai tipe goeders. So ek dink in terme van die emosies was dit vir my die tweede seisoen amper 'n bietjie erger geweest, want ek het nou geweet, okay, hierdie is hoe lank hierdie stretch gaan wees en hierdie is hoe min kontak ek gaan hê of daai tipe goed, ja. Jy het nou genoem dit was baie lank vir jou 'n droom om Boersoeke Vrou se aanbieder te word. Hoekom wou jy dit so graag doen en dit het eintlik op 'n baie toevallige manier gebeur of 'n baie impromptu manier? Ja, so ek het van geboorte af, kan ek amper sê, 'n verskriklike liefde vir die plaas. Ek het nou net deur die albums gegaan en weer die plaasfoto's gekyk en ek hoor nou nog die agterdeur van die plaas deur hoe hy as jy hom te vinnig toemaak kan maak, is nou toef, dan klap hy so, en as jy aan die voorkant van die huis was daar so 'n gang gewees met sulke dryweprele, en as jy vinnig daar deur hardloop, dan weer galm die voetspore so deur die huis, en ek onthou hoe my oupa geryk het, en ek onthou sy leerstoel in die kantoor geklink het, soos dit was net vir my, daai was my absolute happy place. Tot vandag toe is daai my gunsteling plek in die wêreld, dis my oupa en my ouma se plaas gewees. Plaas naam was Spitskop gewees en dit was Rolien Kreer en Willie Kreer. My ouma is nog met ons, oupa kuier al by Liewe Jesus. En ek was net elke liewe moontlikheid wat ek gehad het, was ek op die plaas. Ek was altyd op die plaas gewees en ek was net 'n absolute plaaskind. Dit is letterlik net, dit is in my DNA. En toe het my oupa, toe ek in die laerskool is, die plaas verkoop, en toe was dit net altyd vir my 'n droom gewees om op 'n plaas te bly. Toe begin Boersoeke Vrou, en ek het letterlik vir myself gesê, ek gaan inskryf vir Boersoeke Vrou. Ek gee nie om oor die liefde nie, ek wil net, hierdie is my way in om op 'n plaas te, ek gee nie om hoe die boer lyk nie, ek gee nie om hoe hy is nie, ek wil sal settle vir enigiets solank dit op 'n plaas is, dis legit. Onthou, ek was soos op skool, jy dink nie nigter dan nie, maar ek was net soos, ek gaan met 'n boer trou, want ek wil op 'n plaas wees. En toe ontmoet ek my man, en hy is nie 'n boer nie, maar hy is ongelooflik, en toe sê ek soos, okay, cool, so nou, wat gebeur nou met die plaas? En toe word om Boersoeke Vrou aan te bied, my droom, want dan kan ek nog steeds op 'n plaas wees. So dit is eintlik, dis net so cool, dat dis asof Dere al daai saadjie geplant het van geboorte af, om daai liefde vir 'n plaas in my in te sit, dat ek 'n droom het vir dit, dat ek werk vir dit, dat ek bou rondom dit, want maak nie saak met wie ek gepraat het nie, almal in my lewe, elke liewe onderhoud, het ek gesê, as mense my vra, so wat's volgende? Dan sê ek vir hulle, ek wil Boersoeke Vrou aanbied. In elke liewe onderhoud, want as ek soos, dalk gaan iemand dit hoor, iemand wat by Kyknet werk, of iemand wat vir boer werk, of iemand, dis letterlik, ek was soos, dis wat ek wou doen. En toe, hoe dit gebeur het, was, dit is net 'n wonderwerk.
So 'n vriendin bel my en sy sê vir my, het ek 'n audisie afgelê vir Boerse vrou. En ek sê vir haar, nee, wanneer? Sy sê, sy het letterlik nou net in 'n restaurant gesit en 'n paar tafels van haar hoor sy mense wat praat oor Boerse vrou audisies wat nou aan die gang is. En sy bel my dadelik want sy weet ook dit is 'n baie groot droom vir my. En ek bel my agent, hulle sê nee, hulle het nie 'n brief gekry nie, hulle het nie audisies gekry nie. Ek skarrel en ek boodskap almal in die industrie om iemand by Kyknet se nommer in die hande te kry, dat ek hulle vra, kan ek asseblief 'n audisie doen vir Boerse vrou? En ek kry eventueel iemand se nommer in die hande, en hy sê vir my, hy het ongelukkig nie enige sê in hierdie nie, maar hy stuur vir my Elmarie se nommer. En dis die vervaardiger van Boerse vrou, maar ek het dit nie op daai stadium besef nie. En ek WhatsApp vir Elmarie en ek sê vir haar, asseblief kan ek 'n audisie doen vir Boerse vrou? En sy sê net vir my, dis te laat. En ek hou aan smeek. Ek sê net vir asseblief, ek sal enigiets doen, ek sal stuur net vir my skrip, ek sal voor die einde van die dag vir jou stuur. As jy dan vir my sê nee, is dit fyn. Ek moet dis regtig, soos jy verstaan nie wat 'n groot droom vir my is nie. Ek wil net 'n audisie aflê. En ek sê vir haar, voor die einde van die dag sal ek dit vir jou stuur. En sy sê al wat sy vir my terugstuur is, jy beter is al klaar te laat. Toe sê ek soos, okay, goed. Down to business, dis reg, sy stuur vir my die links en ek bel 'n vriendin, ek sê vir haar, kry jou in die parkie vanmiddag, ons gaan links skiet, ons neem die links op en ek stuur vir hulle en toe hoor ek vir 2 weke niks van hulle nie. Toe bel hulle my, toe sê hulle vir my, dit was Woensdag gewees, toe sê hulle vir my, ek moet daai Vrydag Kaap toe vlieg vir die callbacks. En op daai stadium was ek nog voltyds by Diepe Waters gewees en ek was in 'n groot storylyn gewees en ek was net nie daai Vrydag geskeduleer nie, wat 'n wonderwerk is. En ek vlieg daai Vrydag Kaap toe en ek gaan doen die callback en ja, 2 weke daarna toe laat weet hulle my ek het dit gekry. So ja, dit is alles net die feit dat daai vriendin op daai plek, op daai tyd was, dat ek daai Vrydag nie geskeduleer was nie. Hierdie boer het my regtig geleer dat soos as die Here jou op 'n plek wil hê, dan gaan dit gebeur. Jy gaan nie deur hoef op te forceer nie. Lewe gaan met jou gebeur. En dis hoe my hele paadjie met boer gegaan het. En elke liewe ding uitdaging wat op die pad gekom het met boer, het net homself so vinnig uitgesorteer. En dit het my ook gehelp om te herinner dat dit is waar ek moet wees. Al is dit moeilik om nou weg van die huis af te wees, vir nou is dit waar ek moet wees. En toe jy nou na die callback hoor, jy het die aanbiedersrol gekry, wat het deur jou kop gegaan? Ja, hulle sê baie duidelik vir my, ek mag dit met niemand deel nie. Nou kyk, as jy my ken, weet jy, dis baie moeilik, want Devil spot my altyd, hy sê, dis net 'n skitte wat so opgewonde raak, want ons raak opgewonde, skitte is my nooiens van, oor enigiets, oor die kleinste goeders. Nou is dit soos my grootste droom in die wêreld, wat waar word, en ek mag dit vir niemand sê nie. Dit was absolute, lewendige marteling gewees. Toe sê ek soos, okay, ek sal hierdie belofte tot 'n mate nakom, maar daar's een persoon wie ek nou moet sê. Op daai stadium is ek opstel, nou Nadia Bekes wat my sussie speel, Sanet in Diepe Waters, sy was deel van die hele proses gewees, so ek het vir haar gesê, ek gaan nou audisie vir Boerse vrou, en dit is wat gebeur het, en hierdie, en ek vlieg na Kaap toe, so sy was deel van die hele ding. En ons skiet op daai dag 'n begrafnis in 'n kerk, en hoe dit werk, hulle skiet verskillende dele van die begrafnis. So hulle skiet byvoorbeeld die kameras is op die verhoog en dan skiet hulle die gehoor, al die verskillende tonele van die gehoor. En dan draai hulle die kameras om, en as die kameras byvoorbeeld in die gehoor en dit skiet nou na die dominee toe. So dit is in sulke verskillende seksies. En op daai deel is ek toe nou nie in die kerk wat hulle toe besig om te skiet nie. Maar ek is so opgewonde dat ek hardloop verby die regisseur na Nadia toe. Ek fluister net so in haar oor, ek sê, ek het dit. En ek draai so om, en die regisseur staan agter my met sy hande so en sy sê, hy sê, jy kan maar bly wees, ek hou van die anders wat jy nou gaan doen. ek interrupt sy hele scene, ek het net nie reguit gedink op daai oomblik nie, ek was net so oorweldig met vreugde, dat ek het besluit het soos, ek moet dit net nou met iemand deel, en gelukkig het ons 'n begrafnis geskiet, so toes my rooi gehuilde oë, baie toepaslik vir die toneel, want ek kon nie op huil nie, ek was so bly. Ek bel vir Dewald bars uit in trane, toe hy eers begin huil, toe huil ek meer. Nee, dit was 'n
dit was 'n baie lekker dag geweest. Ja. Jy het nou gesê jou nooiens van was skitte. Vertel Ja. ons 'n bietjie van jou ma en jou pa. Is hulle ook in die vermaakbedryf? Nee, glad nie. Hulle my ma se proefleser, sy was 'n onderwyseres geweest en my pa was 'n bourekenaar geweest. Hy is nou al afgetree. My ma is heeltemal te lief vir lees om af te tree. So my ma lees die hele dag lank, sy proefleesboeke. Die hele dag lank en klim sy in die aand in die bed en dan lees sy verder. Haar eie persoonlike lekker leesboeke. Maar ja, Pieter, ek kan nie vir jou sê nie. Ek het ongelooflik geseënd groot geword met ouers wat so vreemd soos wat ek is, want ek is 'n kunstenaar en ek is 'n kreatiewe vreemde mens wat nuuskierig is en goed wil probeer en dinge doen sonder om te dink, het hulle nog steeds my altyd ondersteun. Maak nie saak wat nie. Ek het hulle baie gechallenge want dit is net my persoonlikheid en ek dink omdat dit vir hulle nie natuurlik is nie. My sussie is glad nie so nie. Sy het meer onderskeidings gehad as wat ek vakke gehad het. Verstaan, ons is nie van dieselfde stukkie lap gesny nie. En sy het alles reg gedoen. Sy was net soos die voorbeeldige kind en hier kom ek en ek maak op vir alles wat sy nog nooit verkeerd gedoen het nie. So dit was definitief vir hulle 'n uitdaging geweest en ek weet ek het my ma en my pa malig totale in trane gehad want hulle weet net nie hoekom ek goeders doen nie en kry net nog 'n piercing en nog 'n piercing en dan 'n tattoo en dan hierdie goed en dis net glad nie vir my ma hulle is nie. Verstaan, ons het super konservatief groot geword. Maar ek dink op 'n stadium het hulle ook besef as 'n mens my tipe persoonlikheid regtig in 'n boksie druk, dan sal dit, en ek sê dit nou, maar sal dit half uitloop in rebellie, want my persoonlikheid is net om goed te doen en om te explore en nuuskierig te wees en verskillende goed te probeer en so 'n nuuskierige kreatiewe persoonlikheid moet uiting kry. Ek dink as mens te streng is met sulke kinders, dan kon hulle dalk op 'n punt waar hulle letterlik net doen wat hulle wil. Maar dis hoekom ek my hoed afhaal vir hulle, want daar's so 'n fyn balans tussen om so 'n kind nie in 'n boks te sit nie, maar ook te dissiplineer, want te veel vryheid sy ook gemaak het dat ek weet nie waar ek sou gewees het as ek te veel vryheid gehad het nie. Maar ja, hulle is ongelooflik en dan het ek my ouers se Lenae van Heerden, my beste vriendin, my voice of reason, my alles. Sy sit ongelukkig in Nederland. So sy nog is net toe geëmigreer. Hulle het 2 seentjies. So dit is baie sleg om hulle so ver te hê. Maar dit is die realiteit en mense moet nou maar net vrede maak met die realiteit en as hulle gelukkig is en kyk, dis 'n ander wêreld. Haar man wil maar die laaste keer wat hulle hier was, het hy eintlik dit so mooi beskryf te sê hy, jy kies die pakkie. Hier het jy jou mense, jou kultuur, jou taal, jou weer, alles wat bekend is, maar dan het jy ook al die ander dinge. Op enige ander plek is dit veilig. Kom ons vat nou byvoorbeeld Nederland. My sussie se kinders is permanent op hulle fietsse. Hulle is permanent buite. Hulle is nie huiskinders nie. Hulle is buitekinders want dit is veilig. Daar's soveel geleenthede vir hulle. Daar's letterlik soos opslaan biblioteekies langs die paaie, waar as jy klaar jou boekie gelees het, dan gaan sit jy dit in die biblioteekie in, en 'n volgende kind kom verby en hy vat die boekie en hulle ruil die boekies uit. Verstaan, dis 'n ander tipe lewe, maar jy is ver van jou mense af en dit is nie ons weer of ons kultuur nie. So wat ook al jy kies, dis 'n pakkie. Dit is nie net goed of net sleg nie. Maar die geleenthede vir al vir hulle kinders is ongelooflik goed daar en haar man doen ook verskriklik goed. So sleg soos wat dit vir ons is, as dit beter vir hulle is, dan kan jy hoor ek probeer myself nog ooreed. Ek wil net hê sy moet terugkom. Sy kom kuier amper, so ek's baie bly. Jy het nou so vinnig daaraan geraak, maar was jy 'n rebel? Hoe het jy gerebelleer? Behalwe nou die tattoos en die piercings. Ja, ek dink op skool het ek sien, nou gaan ek 'n klomp goed hier uiter op my ma nog nooit eers van geweet het nie. Ek is baie jammer, mamma en pappa, maar ek het definitief 'n paar keer by ander mense gaan kuier waar ek gesê het ek was by ander mense gewees.
My bad. Maar ja, ek sulke tipe goeders, soos onskuldige goed, maar net definitief goed waaroor jy weet jou ouers sal nie happy wees nie. Ek het gerook, ek het gedrink, definitief goed wat soos my sussie nooit gedoen het nie. Nooit. Ek onthou so goed op haar 21ste verjaarsdag, toe staan ons by haar partytjie en sy staan daar voor en sy sê vir almal, sy is so trots en sy is so dankbaar vir haar lewe en haar beskerming. Sy het nog nooit eers 'n trek van 'n sigaret gevat nie en ek soos, ek dink ek staan heel moontlik hier en ruik soos rook, maar ek kan nie eens onthou wat ouderdom dit was. Maar ja, daar was 'n klomp goed wat ek het soos I tried. Ek was dit nou skieurig oor dit gewees. Baie meer kerels gehad as wat sy ooit kerels wou gehad het even. Ek het dit maar getoets. Ek was soos, jy like oulik, let's see. En dan sy was net soos, nee, ons moet seker wees oor 'n ding, verstaan. Kyk eers die kat mooi die boom uit. So ja, ek dink ek was net baie meer impulsief gewees. Ja. Waar was jy op skool? Elarispark en Laerskool en Waterkloof in die Hoërskool. En was jy toe hoofmeisie? Onderhoofmeisie. Ten spyte van die rook? Ja, maar sien, hulle het my gekies as onderhoofmeisie want hulle het geweet ek het 'n stoute gier ook. So dan gaan ek hier die rokers by die fietsloot split nie. So dis hoekom hulle my gekies het. Nee, ek was darm ook 'n baie groot pluggie. Sien, dit gaan oor balans. Alles gaan oor balans. Die rebellie was na ure gewees. By die skool was ek beste voetjie voor. En wat was die grootste moeilikheid wat jy in was op skool nou? Jo, Of was jy nooit uitgevang? ek dink nie ek was ooit uitgevang nie. Wag. Okay, so. Oh my goodness, hier kom dit nou. Okay, goed. Gelukkig weet my ma hiervan, maar die res van die land weet nie. Anyway, so, ons was op 'n hoofleierstoer gewees, Hartenbos toe. En obviously is dit nou soos dis die hoofleierstoer, so dit is saam al die pluggies van die land, basies, wat by mekaar kom. En ek was net soos, ek was baie verveeld. Ek soos hierdie mense dis baie wit en swart vir my, ek kan nie. En toe, een van my vriende was op daai stadium, toe sy al uit die skool uit, en hulle het vakansie gehou by Kleinbrak. En hy sê toe vir my, hy gaan my kom haal die aand, dan gaan ons die dekke kuierplek toe. So toe gaan ek en een van my ander vriendinne, ek gaan nou nie haar split nie, maar gaan ek en een van my ander vriendinne, nou waar ons gebly het, Hartenbos was so, een van die ATKV plekke, en dan was dit nou sulke rye kamers, en dan sulke rye badkamers, so jy moet met al jou slaapklere en badgoeders moet jy nou stap na die badkamers toe. So ek en die vriendin, wrap onsself toe nou in handdoeke, want ons gaan nou stort, en toe gaan ons badkamer toe, met ons toiletries, alles, en toe bly ons net in die badkamer, tot dit soos donker is, en toe onder die handdoeke het ons toe nou ons kuierklere aan, en ons kry toe nou my vriend daar, hier gaat ons die aand, op die hoofleierstoer, terwyl almal anders slaap, gaan ons te dekke toe, kuier tot, ek weet nie wat 'n tyd nie, kom terug, niemand weet van enigiets nie, en ons kom terug Pretoria toe, en ek vertel vir my ma dit, want ek is soos, ek weet dit was verkeerd, maar was dit nou so verkeerd? Ons het niemand seer gemaak nie, niemand weet daarvan nie. My ma wil 'n hartaanval kry. Soos my ma is, sy het verskriklik konservatief groot geword. So, sy is ook relatief konservatief. En sy het my gemaak, die hoofmeisie uitvat vir koffie, om vir haar om verskoning te vra. Nou sê ek soos, maar dan split ek myself. Sy het nie eens geweet hiervan nie. Sy weet nie eens ek hoef al verskoning te vra. Weet jy, my ma sê, jy sal om verskoning vra. En ek is net soos, ek onthou ek lê daar aan in die bed, toe sê ek soos, moes ek dan eintlik nou net nie vir my ma vertel het nie, of hoekom het ek haar nou vertel? Toe sê ek soos, dis nie asof ek goed wil verkeerd doen. Dis net, I just want to live life. Nee, niemand kry moer seer nie, maar ja, ek moes, die snaakste was, nou het ons die hele meeting, en ek sit, en ons was nog by Coco's, by Castle Walk, en ek sê, ek's baie jammer, dis wat nou gebeur het, en sy sê soos, ja, nee, dit kon baie erg uitgedraai het, typiese hoofmeisie reaksie, en toe ons in die einde opstaan, toe sê sy vir my, sy het net vir my een vraag,
het ek my eie uit om verskoning gevra of my ma gesê ek moet kom om verskoning vra. Dis ek soos jy ken my heeltemal te goed. My ma het gesê ek moet kom om verskoning vra, maar ja, so dit is die tipe goed wat ek doen. Sorry julle almal. Het jy ooit op skool al perform? Wou jy nog altyd eintlik 'n performer word? Ja, so eintlik van laerskool af het ek begin drama klasse neem omdat ek net onmenslik skaam was en ek wil toe drama klasse neem want ek het sagtebal gespeel in laerskool en dan van die sagtebelveld af kon ek die drama klasse sien en dan sien ek juffrou sit daar en die kinders praat vooraan, hulle spring en hulle dans hulle hande kere en ek kon nie my indink om met soveel selfvertroue voor mense te praat nie. Ek kon nie eens mense in die oë kyk as ek 'n gesprek met hulle gehad het nie want ek was te skaam geweest. En toe het ek begin drama klasse doen en toe was dit net vir my die gogga het my net absoluut gebyt. Ek dink op daai stadium was dit so lekker want dan hoef jy nog nie ernstige goed te doen nie. So dan sê hulle soos jy kan jou eie teks skryf oor enigiets en dan het ek oor diere se spore want dit kom nou deel van my plaas agtergrond. Diere se spore het ek 'n hele toneelstuk gedoen. So ek dink toe was dit net vir my soos hierdie is ongelooflik. Ek leer goed en ek kan oor enigiets mal gaan en hoe maller jy gaan, hoe hoër punte kry jy. So ek sê hierdie is great. En ja, toe die gogga my net gebyt en ek was net soos dit is ongelooflik lekker en dan word mens ouer en dan besef 'n mens jy kan regtig lekker stories vertel. En toe met een in die hoërskool toe het ek vir ATKV 'n toneelstuk gedoen, Vaan se trein. Ek weet nie of jy ja, maar toe het ek obviously 'n man gespeel en ek het besluit ek wil myself net regtig uitdaag. En ek het Vaan se trein opgevoer en na die tyd toe die beoordelaar na my toe kom toe sê hy vir my daar was nie een oomblik waar hy gedink het ek is 'n vrou nie. Soos dit het hom glad nie gepla dat ek 'n vrou is nie want die manier hoe ek dit gedoen het, hy was so deel van die opvoering dat hy nie gedink het maar dis eintlik 'n vrou wat dit opvoer nie. En toe daai oomblik sal ek nooit vergeet nie want ek was soos dis so ongelooflik om in 'n ander karakter te kan inklim en stories te kan vertel en dan met latere jare het ek die verantwoordelikheid eintlik begin besef. Soos byvoorbeeld met Diepe Waters het my karakter 'n miskraam gehad. En ek persoonlik gelukkig het nooit 'n miskraam gehad nie, maar as jy nie jou navorsing doen en weet waardeur of probeer verstaan waardeur vrouens gaan en daai storielyn justice doen nie, dan vat jy mense in die gesig wat regtig daardeur is. So dit is so groot verantwoordelikheid en eer om stories te kan vertel waardeur mense al is of waardeur hulle nou gaan of goed waardeur hulle ek het met my heel eerste karakter Estie. Sy was eintlik 'n ontkleedanseres geweest in Semelaan en toe was dit vir my baie vreemd want toe kom ek nou net in die industrie en ek weet nog nie lekker hoe werk die publiek versus karakters tipe scenario nie, maar ek het soveel boodskappe gekry van mense wat gesê het die storielyn van Estie het hulle so gehelp want hulle het al verkeerde besluite in hulle lewe gemaak en hulle moes dit doen want hulle moes 'n inkomste kry of hulle moes dit kry of dis besluite wat hulle gemaak het en hulle spyt maar vandag verstaan hulle hoekom dit gebeur het, sulke tipe goed. En dan besef 'n mens net dit is nie net jy sê 'n teks op nie. Dis regtig jy verantwoordelik realiteit wat dalk vir mense baie seer was of 'n groot ding in hulle lewe beteken het. So waar drama vir my begin het net om selfvertroue te gee, het dit geëindig in 'n hopelik nie geëindig nie, hopelik gaan ek nog act, maar ja, het dit nou uitgedra in iets soveel meer verrykend. Rianne, maar jy het toe nou op die ou end nie drama gaan swat na skool nie. Ek dink jy's pik toe of was jy toe al Noordwes Universiteit en jy daar in die kommunikasiegebou of was in die kunsgebou het jy grafiese ontwerp gaan swat. Ja. En jy was in vergeet my nie. Ja, jy vergeet nie. In 2007 was die geleenthede net nie wat dit nou is nie. Daar was net nie soveel Afrikaanse reekse en films en geleenthede nie. So ek het besluit ek gaan dan my tweede passie gaan swat wat dan nou kuns en ontwerp is. En ook ek wou verskriklik graag Potch toe gegaan het. En Potch het ook die drama aangebied nie. En toe sit nou tussen, okay, gaan ek Stellenbosch toe en drama of gaan ek nou Potch toe vir grafies en toe het ek net besluit ek sal eerder grafies gaan swat en iets agter my naam kry wat ek weet vir my inkomste kan inbring en dan sal ek eerder kort kursusse doen vir drama
om dan so in die industrie in te kom, terwyl grafiese ontwerp my ondersteun. Ja, en ek's eintlik bly ek het dit gedoen, want ek het lank gesukkel om in die drama-industrie in te kom. So grafies het my half aan die lewe gehou, as ek so kan sê. En dit is iets wat ek tot vandag toe gebruik. Daar's mos nou maar nooit 'n paadjie wat my stap wat verniet is nie. Maar ja, Potch was baie lekker geweest. Ek was mal daaroor geweest. Ek het in halfte van my eerste jaar toe sê ek vir my pa, ek het 'n fout gemaak. Ek dink ek moet drama gaan swat. Ek voel ek sit myself nou net 'n jaar terug, of 4 jaar terug, as ek eers iets anders swat en dan wil drama doen, en ondersteunende pa sê vir my, hy verstaan dit en hy boek vir my vliegkaartjies en ek gaan doen 'n audisie, kry dramakering, kry koshuiskering reg om aan die einde van die jaar oor te skuif Stellenbosch toe. En toe is ek letterlik te veel van 'n pluggie. Toe is ek letterlik te trots om op te skop. Hoe stupid is 'n mens op daai ouderdom? Soos ek weet dramas wat ek wil doen, maar ek is soos nee. Ek kan nie vir mense sê ek het opgeskop nie. Hoe belaglik is dit? Nee, maar soos dis eintlik hartseer as mens dink hoeveel besluite maak jy in jou lewe as gevolg van die oordeel van ander en wat ander mense gaan dink en hoe jy geleenthede van jouself ontneem as gevolg van wat as en wat ander mense gaan sê. Kyk, ek is nie spyt daaroor nie. Ek dink grafies was dit was my ongelooflik geweest en dit het op die einde van die dag uitgewerk, maar ek het daar uitgeleer dat jy kan nie besluite maak uit 'n plek van vrees uit nie, en dit was hoekom ek daai besluit gemaak het, wat nou, net ek terugkyk en meer volwasse is, besef hoe simpel dit eintlik was, maar dis die besluit wat ek toe gemaak het en dis die pad wat ek toe gestap het en ek glad nie een waaroor ek spyt is nie. Mens sal nie weet hoe die ander paadjie uitgedraai het nie. Gelukkig het dit nou op die einde van die dag uitgedraai dat ek nog steeds nou kan drama doen, maar dit het my definitief langer gevat om in die industrie in te kom, want toe kon ek nie 'n agent kry nie, want ek het dit nie geswat nie. Ek het niks agter my naam nie. Agentskappe wil nie net enige vreemde girl wat nou sê sy wil in die drama-industrie inkom vat nie. So ek het toe lank gevat voor ek eventueel by 'n agentskap ingekom het. Ja, maar dit het op die einde van die dag werk. Jy moet nou vir my sê of ek reg is, maar die drama daarom nie gestop op kampus nie, want ek dink ek het gehoor jy en Piet Matipa het 'n baie noue samewerkingsverhouding. Ja. Ag, ou Piet. So ek en Piet was saam onderhoofleiers gewees by Waterkloof. So dit is waar ek en Piet mekaar ontmoet het. En ons was albei in beheer van die kultuurafdeling gewees. So ons het al die kunswedstryde en meer vir Waterkloof en al daai tipe goed gereël. So dit het ons baie goeie vriende geraak. Toe gaan ons saam Potch toe en toe het hy ook toe het ek in vergeet my nie elke jaar hulle toneel gedoen en dan het hy meeste van die stukke geskryf en dan het hy byvoorbeeld ander stukke geskryf, dan sou ek gehelp het om dit af te rig en sulke tipe goed. So toe het ons op so 'n manier deel mekaar se lewens in die drama gebly en toe na dit toe ek by Seven Laan begin, toe is hy 'n skrywer by Seven Laan. So dit het ons paadjies eintlik vir lank aangehou. Ek het toe nou nog nie weer saam gewerk na Seven Laan nie, maar ja, dit was eintlik lekker om so saam groot te word in die industrie. Was jy 'n besige student? Ja. Buiten die akademie? Ja. Ja, ek was, maar ek moet sê, grafiese ontwerp, omdat dit 'n praktiese kursus is, het ongelooflik baie tyd gevat. Dis nie 'n toets waar jy kom nie by hoofstuk 4 uit nie, so jy gaan nou hoofstuk 4 wing. Jy sal dit maak. Soos as daai ding nie klaar ontwerp is nie, is dit nie klaar ontwerp nie. As daai boek nie klaar geprint is nie, is hy nie klaar geprint nie. So die praktiese goed het net ongelooflik baie tyd gevat, maar gelukkig dit was my baie lekker geweest. Maar ja, dan dis nou maar die ding, jong, as jy nou tot soos 10:00 die aand sit en werk en jy moet dan eers nou uitgaan om te gaan kuier, dan moet jy nou maar eers terugkom as die voeltjies fluit, want jy kon nou eers 10:00 die aand uitgaan, want jy het gewerk tot dan. Dis nou maar die kaarte wat ek gedeel was, verstaan, was nie my keuse gewees nie. Is jy dan 10:00 bourbon toe? Hoeka! Ja, bourbon of Impala, ja. Maar ek was nie mal oor Impala nie, want ek sien so mal oor met vreemde mense dans. Ek love dans,
Maar dit was altyd vir my 'n angssituasie as ek dink iemand gaan my vra om te kom dans, as ek soos nee, kom ons gaan na 'n plek toe waar almal op hulle eie dans en ek kan my eie ding doen. Dis vir my baie meer gemaklik. So dit en wat was toe nog daar gewees? Youth met 'n youth. Ja, daai plek. As jy daar instap, is jy amper al klaar getwee. Want dit is soos die reuke wat daar binne aangaan. Nee, daai was 'n wille plek gewees, ja. En die jacuzzi insident. Oh my. Was dit terwyl jy op universiteit was of Hamilton Wessels, die man. Okay. So, nee, dit was in wanneer was dit gewees? Dit was definitief dit was in my 3de jaar gewees van universiteit. Ja. 4de jaar, was in my 3de jaar gewees. Ja. Was my 3de jaar gewees. Gaan ons die mense net laat raai wat die jacuzzi. Nee, ek wil jou nou vra dat jy net vir ons mooi verduidelik wat gebeur het. Nee. Weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan soos hierna, gaan ek ChatGPT, wat is 'n cool jacuzzi storie? En as iemand my weer vra, gaan ek net daai storie vertel en nie die regte storie nie. So dit is ook letterlik oor 'n interview oor die situasie wat my ma uitgevind het, hoe het my stytjie eintlik gebreek. Want my man het vir Hamilton Wessels vertel van die situasie. So, okay, ons was weg vir 'n naweek gewees. Ek het 'n ou ontmoet in Desember en ons het baie goeie vriende geraak, maar dis 'n Engelse ou en toe vroeg in Januarie toe vra hy my of ek nie saam met hulle wil gaan die naweek hulle gaan motorfiets gaan ry nie. En my ma is al klaar skepties want dis 'n random ou, dis ken hom van geen kant af nie. Dis nou 'n naweek weg, dis motorfietsse. I mean, dit is een groot rooi vlag wat my kos was. En gaan toe sien toe en almal kuier toe, dis net Engelse mense. So ek besluit toe ek gaan net een Black Label drink want ek ken nie die mense nie. Ek wil net eers nou vir die eerste keer in my lewe wil ek die kat uit die boom uit kyk. So ek sê okay, ek gaan nou probeer verantwoordelik wees. En hulle het 'n massiewe jacuzzi, maar dis 'n hoë jacuzzi. Hy is nie op die grond nie. En almal klim in dis 'n passiewe ding. Dis amper soos 'n swembad. Almal klim in die jacuzzi in en iewers gooi iemand 'n hele bottel bubble bath in die jacuzzi in. En die goed begin skuim en dit gaan in my oë in en ek wil uitklim. En soos wat ek uitklim, gryp iemand my been om terug te klim, maar in plaas van terug binne toe val ek toe buitentoe. En ek val toe met my stytjie bo op daai enkele Black Label bottel. En vergrys my stytjie. Nou, jy raak paraplegies as jy jou stytjie breek. So jy kan letterlik vir die eerste, ek kan nie eers onthou hoe lank, jy kan nie beweeg nie, my hele lyf het net so gelê. Die musiek is super hard. Almal is in die jacuzzi. Ek sit hier op die grond, ek kan nie my lyf beweeg nie. Ek weet nie wat is 'n stytjie in Engels nie. So ek kan nie vir hulle sê wat ek dink gebeur het nie, maar ek is soos hierdie is die seerste wat ek in my lewe al gehad het. Hy's definitief gebreek. Maar ek is nie seker wat gebreek is nie, maar dit moet my stytjie wees. Eventueel kom daar 'n girl na my toe. Sy sê vir my, "Hoekom sit ek op die grond?" Ek sê van ek kan letterlik nie opstaan nie. Maar dis alles in Engels. Nou, dit klink asof ek soos hierdie stoere boeregirls wat nie kan Engels praat nie, maar stytjie het ek nie geweet wat is in Engels nie. Toe sê sy vir my, "Okay, kom ons gaan sit daar," en sy gaan roep toe die ou som wie ek gegaan het die naweek en hulle kom kyk toe of ek okay is en hulle sê ek is wasbleek. Nou het ek al bietjie meer beweging terug, maar dit is nog steeds ongelooflik seer. Nou sê ek vir hulle, I think I broke my butt bone. Want ek weet nie wat is 'n stytjie in Engels nie. Nou noem hulle coccyx en hulle noem dit en dat, maar ek is net soos, daai klink nie vir my reg nie. Dit klink nie vir my toepaslik nie, so ek dink nie, ek het een van daai nie, daai is nie, dis nie dit nie. En toe, nou slaap ons oor die aand daar. Nou het hulle gelukkig, soos gefriesde bottels water in hulle yskas en daai hele aand terwyl hulle kuier lê ek op die bank met 'n gefriesde bottel water hier tussen my boude dat ek net kan slaap. Die volgende oggend gee hulle vir my een of ander, ek weet nie wat dit dis die sterkste pynmedikasie wat ek in my lewe gehad het. Nou bring die ou my terug huis toe. Ek is so hoog soos 'n kite van hierdie pynmedikasie. Ek kan nie loop nie. Want ek het my stytjie gebreek, ek lyk nie lekker nie, my ma is net soos, wat het gebeur? En ek sê soos die ironie is, ek het nog nie eens op 'n motorfiets geklim nie, en toe breek ek al klaar my stytjie. So ja, ek het altyd vir my ma gesê, presies vir hulle vertel wat gebeur het, ek het net vir hulle gesê, ek het
uit die swembad uitgeklim en toe gly ek en toe val ek op die rand van die swembad want ek het net nie die guts gehad of my ma te sê dit is wat gebeur het nie. Mense is stupid man. Anyway, toe vra Hammy my nou om op twakpraat te wees en hy en Dewald, my man ken mekaar en hy vra toe vir Dewald, wat se lekker juicy stories is daar waar hy my kan vra en uit die bloute uit vra Hammy my hierdie vraag en ek soos gaan ek nou die waarheid praat of gaan ek nou en toe sê ek soos kyk ek wil al soveel keer in my lewe vir my ma die waarheid vertel het, soveel keer, maar ek het net die guts gehad nie, dus ek sê, okay, hierdie is dalk die beste manier om het te doen, want nou hoef ek hulle nie in die oë te kyk nie. Nou, saai die ding uit, nou vra ek my ma glad nie. Ek het nie daai gesprek nie, ek vermy die gesprek, ons gaan drink eendag koffie met my ma, sit so lekker drink koffie, my ma sê net so uit die bluite, so nou weet ons ook hoe jy jou stuitjie gebreek, maar ek voel daai bank met my net insluk. Ek is so jammer. Ek het nie geweet hoe om vir julle te sê nie. Maar dit is nou tipies om terug te kom na jou vorige vraag. Toe dis sulke tipe goeters wat ek kwytraak in my lewe. Wat ek net soos dis nie asof ek aspres iets verkeerd gedoen het nie, maar ek was net so bang geweest vir my ma wat alreeds nie ek dink ek wou nie gehad het my ma moet sê ek was reg. Iets gaan gebeur, ons ken hierdie mense nie, jy gaan motorfietsery, en toe sê ek soos, okay, dan gaan ek maar net vir hulle 'n baie onskuldige storie vertel. Maar ek is eintlik baie bly, dis nou uit my sisteem uit, van daai ding het my gespook. Weet jy wat erger as daai pyn, wanneer hulle hom probeer regmaak? Ja, so, nee, maar daai is, dis ek wens nie daai vir enige iemand toe nie, daai is baie seerder as kinders of enigiets. Dis baie seer. Het jy gaan modeontwerp swat nadat jy op Potch was of wanneer het dit gebeur en hoekom het jy dit gaan swat? So ek het modeontwerp geswat, ja, toe ek klaar is my honeurs in 2011. Toe ek klaar is met dit, toe ek gaan modeontwerp swat. So ek het op skool my eie klere begin maak want ek kon net nie die goed kry waarvan ek gehou het nie. Goed het by mekaar gepas en ek hou nie daarvan 'n goed by mekaar pas nie. So dan het ek vir my gaan goed koop, uit mekaar uitgesny, hierdie ding se moue aan hierdie ding gewerk en hierdie en hier, maar ek het nog nie geweet hoe om dit te doen nie. Ek het by daai tafel gesit, want dis die huis waar ek groot geword het. By daai tafel gesit met my ma se naai masjien en goed gemaak, maar ek het nog nie lekker geweet hoe nie. Dan maak ek vir my 'n rompie wat heeltemal te klein is, dan word dit maar 'n boob tube. Nou het ek net sulke random goed by mekaar gesit. En so ek het nog altyd gehou daarvan om dit te doen. En toe in my finale jaar met grafies ontwerp, toe moes ons 'n koffietafelboek ontwerp. En ek besluit toe, ek gaan 'n hele fotosessie hou, en klomp verskillende kulture vat, maar dit dan baie letterlik uitbeeld. Soos ek onthou, die een was, die een kultuur het, dit was was nie die Romeine nie, ek kan nou nie onthou nie, maar hulle het corkscrew curls gehad. So dan het ek die model gekry, haar aangetrek soos daai kultuur, en dan het ek soos letterlike koks, wynproppe in haar hare gesit en sulke goed. So ek het toe, die hele boek was soos, die dingsnaam was Heroin gewees, maar ek het opgespel H-A-I, hair, so dit alles gaan oor die verskillende haarstyle. Maar toe met dit, toe sê ek soos, dit is my so lekker om hierdie klere te maak, en hierdie gremering en die hare en die hele ding, te dink ek wil modeontwerp gaan swat. Want ek het dit nou al so bietjie agtergrond in dit, maar ek wou net dit verfyn het of half 'n beter, ja, my vaardighede uitbrei. En toe was dit Lysof, ek dink is nou Stadio in Johannesburg. Ja, toe het ek dit gaan swat. En jy het nou jou eie klere reeks, Gracie, dink ek. Gracie, ja. En waar koop mense jou klere of hoe werk dit? Bestel hulle aanlyn of? So ek het eintlik 2 maande terug die grootste deel van die besigheid toegemaak. Ag, dis nog 'n hele gebedsaak vir my om presies te weet wat die Here se plan is daarmee en of dit heeltemal moet toe wees en of ek net 'n deel van dit moet oophou. Ek het half verloor in die proses hoekom ek Gracie begin het. So ek het Gracie begin om kreatiewe goed te maak, om met kleur te speel, om met teksture te speel, en ek kon nie voorbly met bestellings nie. Ek kon letterlik, soos die mense wat my website gebou het gesê, dis die vinnigste wat hulle al produkte oplaai en wat dit uitverkoop het. Dit het regtig goed gedoen, en oor die jare was dit net nie meer dit gewees nie. En
ek dink ek het so besig geraak en Gracie het meer van 'n besigheid geword dat ek die doel hoekom ek dit eintlik begin het verloor het. As ek nou kyk na die tipe goed waar Gracie nou is en waar dit 5 jaar terug was, is dit net dis twee verskillende wêrelde. En ek dink ek het goed meer begin maak om vir 'n groter mark te cater en dit is waar ek die pot begin missit het, want dan kompeteer jy met al die ander winkels en hulle doen mass production massaproduksiepryse. So jy kan nie met hulle kompeteer nie, veral nie nou met Shein en Temu nie. So ja, toe het ek net 'n absolute duidelike boodskap gekry dat die Here vir my sê ek moet Gracie se deure toemaak en ek gaan na Dewel toe en hy sê vir my hy voel dieselfde. En ek het letterlik daai volgende dag vir my span gesê ons maak die deure toe. En dit is daai balans tussen verstaan en vertrou. Ek het net vertrou dat die Here weet wat hy doen en hy sal vir my nog wys hoekom hy voel dit is die drastiese besluit wat ek moet maak. En ek dink ek het myself nou net weer die spasie gegee om weer al van voor af te begin. Terug te gaan na hoekom ek dit eintlik doen, ek hoef nie vir 1 miljoen mense te cater nie. Al cater ek vir 10 mense, maar dit is die tipe goed wat hulle wil dra, want daar is minder van ons, verstaan, wat ander tipe goed wil dra. En as dit die mark is, dan is dit my mark, maar dit is my lekker. So ek gaan nou weer terug na baie handgemaakte goeders, en soos hierdie baadjie wat ek nou dra, dis handgemaak en handkralietjies ingeryg en handgeborduur, daai tipe goeders, regtige kreatiewe kunswerke. So op hierdie stadium is daar nog 'n hele klomp goed op die webwerf en ek het nog klomp voorraad wat ek nog op 'n manier moet van ontslaa raak. Ek is nie heeltemal seker hoe ek dit gaan doen nie. So as iemand luister en julle het idees, laat my weet. Maar ja, so meestal is dit eintlik maar beskikbaar op die WhatsApp groep. Ons het 'n baie groot WhatsApp groep wat ons opgebou het en dan online. Maar mense moenie dit ophou volg nie. Ek voel in my hart Gracie is nie klaar nie. Sy moet net bietjie anders lyk. Wat was jou eerste werk waarvoor jy geld verdien het na universiteit? Jo, ek het al baie werke gehad. Na universiteit het ek dadelik by 'n grafiese ontwerp company gaan werk. En ja, ek het gevoel of ek daar instap en niks weet nie. Dit was nogal vir my vreemd toe jy vir 4 jaar swat, jy doen jou honeurs, jy voel okay, jy is reg en dan stap jy in die werkplek en dan voel jy of jy niks weet nie. Maar dit was ook eintlik vir my 'n eye-opener gewees oor die realiteit van grafiese ontwerp, want as jy grafiese ontwerp doen, jy moet kreatief wees. Maar nou sit jy in 'n kantoor. Dis ek sê maar hierdie twee wêrelde maak nie vir my sin nie. Ek wil kreatief wees en speel en nou sit ek heeldag agter 'n rekenaar. So daai is nog iets wat ek nog nie lekker vir my uitgefigure het hoe daai werk nie. Ek dink jy kan dit seker nou maar fix deur 'n baie lekker kreatiewe kantoor op te set of iets soos dit. Maar ja, ek was daar vir ek dink 5 maande gewees. En toe het ek vir een van my vriende begin werk, toe het ons 'n leerbesigheid, waar ons soos leer selfoonhouers en skootrekenaarhouers en sulke tipe goeders gemaak het, ja. Ek het ook by my tannie se vakansieoord gewerk, in by Broadwater in Douglas. Dit was dalk eintlik die heel eerste ding wat ek gedoen het na universiteit, ja. Toe het ek daar, gebartend en gehelp met die watersport en by die restaurant gewerk. Dit was baie lekker. Kom ons praat net oor jou drama-loopbaan, want jy toe Sewenlaan, was dit jou eerste soort van professionele TV-rol Yes. In Sewenlaan, en hoe dit gebeur het, jy gaan vir audisie en... Ja, so ek het, toe is ek nou al by my agentskap vir, ek dink omtrent 2 jaar, en daar het niks daarvan gekom nie. Toe kry ek die audisie by Sewenlaan, en dis eintlik so ironies of snaaks, want Sewenlaan het my hele lewe verander, want dit is waar het begin het, maar op skool, ons almal so, jy wil 'n aktrise wees, Sewende Laan, as ek het soos, ek gaan nie op Sewenlaan, ek gaan soos Hollywood toe gaan, ek gaan nie op Sewenlaan speel nie. En toe verander Sewenlaan my hele lewe, want daar soveel mense wat dit gekyk het, dit was soos 'n kultuur gewees, 'n geloof amper. So dit het 'n baie groot deur vir my oopgemaak, maar ek het toe gegaan vir 'n audisie. Ek het vir 2 audisies gelyktydig gegaan. Die een was vir 'n baie kleiner rol gewees en die ander een was vir 'n permanente rol gewees. En toe hulle my bel en sê ek het die rol gekry, toe het ek amper aanvaar dis vir die klein een, want ek het al soveel goed vir audisie en dit net nooit gekry nie.
En ja, toe's dit 'n permanente karakter. Dit het alles my troue en die audisie en van ek begin het by Seminar het alles in 2 weke gebeur. Maar Ja. was dit maklik om te begin in 'n CP? Nee, glad nie. Ek onthou die grimeerkunstenaar Gina Singerland. Ek en sy het letterlik so 2 weke terug hierdie gesprek gehad oor hoe dit begin het. Ek het in haar stoel gesit, sy het my grimering gedoen en ek het daar gestop en ek het vir haar gesê, "Are they going to be mad at me if I tell them now I don't want to do it?" Want ek was so bang gewees. Dis een ding om hierdie droom te hê en dan stap jy in en dan is dit, ek bedoel dis 7 laan. Daar is 120 mense wat daar werk. Daar is dressing rooms, daar is verskillende stelle. Dit is hierdie kamer vir dit en hierdie kamer vir tegnies vir dit. Dis baie intimiderend. En hier stap ek in en ek het geen idee wat ek doen nie. Wat ek daar geleer het is soos jy weet nie wat jy nie weet nie. Soos ek het gedink, hoe moeilik kan dit wees? En toe besef ek net hoeveel ingaan in karakterontwikkeling van teks en asemhaling en projeksie en alles. So dit was vir my, ek het myself ingelyf die eerste dag, want ons kry sulke klein boekies, dis jou scripts. En ek kyk op die call sheet en ek sien, hulle gee my net 1 boekie en die ander boekies is toe in my aantrekkamer. En ek doen my 1 toneel en ek sê, okay, maar dis al wat in hierdie boekie is, so ek is nou klaar vir die dag. Ek groet almal, daar gaan ek, huis toe. Hulle bel my, hulle sê vir my, waar is jy? Ek sê vir hulle in Pretoria. Hulle sê, hoekom? Ek sê, dis waar ek bly. Hulle sê, ons wag vir jou op stel. Toe het ek op my heel eerste dag 3 scenes geskiep, want ek het nie geweet hoe dit werk nie, maar die ergste is, my eerste scene was heel in die begin van die dag, en daai 3 scenes was heel aan die einde van die dag, en Quinn Brown, wat saam met my in die toneel was ook in die eerste toneel saam met my, en dan in die laaste 3, so sy het die hele dag daar gesit en wag, vir daai laaste 3 tonele, wat toe nou nie gebeur nie, want Riandi is letterlik nie daar nie, en toe sit nou soos 'n hele ding vir maande, hierdie nuwe girl, wat besluit, sy is nie lus om te skiet nie, sy gaan nou sommer huis toe. So ja, ek het myself basies ingelyf en ontgroen daar. Daai was baie erg. Ek het chocolates vir almal gekoop. Ek sê soos nou die pluggie in my wil 7 dode sterf, want ek is soos altyd voorbereid en vroeg en hier gaan ek huis toe na 1 scene en ek is nie eers daar vir die ander scenes nie. En die hele produksieskedule staan stil. En die hele produksieskedule staan stil. Ja. Dis erg, ja. Jy het ook in daai tyd in Legacy gespeel, dink ek. En hoe was dit toe om in Engels nou? Ja, dit was my 'n baie groot aanpassing, nie net die taal nie, maar die styl. Want so 7de laan was multicam geweest, so daar's verskillende kameras en dit is so woordvas, want kamera 1 is gesê om op hierdie woord na 'n ander angle toe te gaan. So dis verskriklik, dis is 7de laan is baie woordvas. Jy ruil nie eens woorde om nie, dit is presies volgens die teks. En as jy 'n fout maak, dan kat hulle en begin heel van voor af. Met Legacy het hulle ook my heel eerste dag op stel. Nou sit saam Michelle Botes en Gomotso Christopher en Jay Anstey en soos al hierdie massive name. Ek sweet soos wat ek stres. Nou kom ek op stel aan en ek is soos daarom vir vandag, ek het niks woorde vir daai dag nie. Hulle is soos, en hulle het besluit hulle ruil tonele om, ons begin nou met 'n toneel, 'n massiewe toneel vir my karakter, waar sy admit, sy het iemand verklik, en dit is hoekom groot gemors nou in die nuus gekom het, en wat ek al sê, dis 'n baie groot toneel, en ek ken nie die mense nie, ek ken nie die styl nie, ek is gewoond aan stel, ek was nog nooit op location gewees nie, en ek kom hier, en dit is in 'n regte mansion, al hierdie mense sit daar, en ek maak heeltyd foute, want ek stres so, dan stop ek, dan gaan ek terug na my beginpunt toe, want dit is wat ek geleer het by Seminar. Eintlik moet ek letterlik met hulle net soos stop, en dan aangaan. En toe die res van die dag, nou doen ons die tonele, en die hele tyd is ek soos, hoekom kat die mense nie? Want
dis nie die teks wat dis nie die woorde wat op die teks staan nie. Toe besef ek, o nee, dit is 'n hele ander speletjie hierdie. Dit is soos by Legacy het ons verskriklik baie vryheid gehad. Solank die toneel min of meer dieselfde lengte bly en dit dra dieselfde boodskap oor en jy bly binne in jou karakter, kan jy eintlik maar sê wat jy wil. Soos wat glad nie Semelaan is nie. So ja, dis verskillende wêrelde gewees, plus dan nog in 'n ander taal ook. Gelukkig ek het baie met Michelle Botes gespeel wat my ma gespeel het en sy was ook Afrikaans en ons twee karakters was Afrikaans. Almal anders was Engels, maar so ek het daar bietjie in Afrikaans ook kon speel. Waar het jy en Dewald ontmoet? Matriekvakansie. So dis 'n vakansieromanse wat Dit is 'n vakansieromanse wat nou nie net 'n vakansieromanse was nie. het hy saam met jou op die pik geswat? Nee, glad nie. So ons wêreld het eintlik na matriekvakansie geskei. Ons het nog kontak gehad en so, maar nooit ek het half gedink vir hom was dit net 'n vakansieromanse en hy het gedink vir my was dit 'n vakansieromanse en ons het net nooit daai gesprek gehad van hoe baie ons eintlik van mekaar gehou het nie. Ja, toe na 'n paar jaar uit die bloute uit, toe nooi hy my na troue toe, want toe ek toe nie kon gaan nie, want ek was toe by 'n ander troue gewees en kort daarna, hier is die ding, nooi hy my na 'n plaas toe. Toe sê ek so, vir jou gaan ek trou. Nee, maar toe gaan ons plaas toe en letterlik daai middag wat ons op die plaas aankom en die eerste keer wat ons weer saam kuier, toe is ons soos wow, hierdie was nie net 'n vakansieromanse nie en ja, dis nou 13 jaar later, ja. Vertel ons bietjie van jou twee dogtertjies en hoe dit eintlik jou lewe verander het of die impak van ma wees. Ja. So Heidi is nou 7 en Lente is 4. En ja, ek kan nie eintlik my lewe onthou voor hulle nie. Dit raak jou hele uitgangspunt. Dit raak jou, dit verander hoe jy dink, hoe jy doen, hoe jy beplan. Alles gaan om hulle en ek sal dit op geen ander manier wil hê nie. By Heidi leer ek om regtig net geloof te hê, maak nie saak wat nie. Daai kind bid vir jou dat wonderwerke gebeur. As daar groot goed in my lewe is waar ek onseker is, dan, soos oor Gracie, dan vra ek vir haar, sy moet saam met my bid. Want sy het net hierdie ongelooflike geloof. Maak nie saak waar ons gaan. Ek het hulle hierdie week spa toe gevat en die vroutjie is besig om haar naels te doen en hier begin hy met haar gesels en sê vir Jesus is my very favorite friend. En hier begin sy met haar gesels oor Jesus. En net daai absolute liefde en omgee en sy's 'n klein harmonie. Dinge moet net goed wees en mense moet gelukkig wees en as ek hartseer is, dan sal sy na my toe kom, dan vat sy my na my kamer toe, dan haal sy my bril af, sit sy my in die bed, kom lê sy langs my, dan sing sy vir my, dan bid sy vir my. So sy is net hierdie ongelooflike, sy is net liefde. En Lente leer my geduld, selfdissipline, uithou vermoë. Nee, daai kind is dalk die coolste mens wat ek in my lewe al ontmoet het. Sy is net 'n klein rockstar. Sy wil regtig net die lewe geniet. Sy is 'n dromer. Sy speel altyd, sy is 0 tot 100. Sy lag uit haar maag uit. Sy's net, die lewe moenie ernstig wees nie. En dit is so mooi om dit te sien, want dit is eintlik hoe dit moet wees. Is net om te wees wie jy is. En dis die grootste les wat ek van kinders leer, is wees hoe jy gemaak is. Nie hoe mense wil hê jy moet wees nie, want dis hoe kinders is. Hulle weet nog nie hoe om anders te wees nie. Hulle is hulle eie mense. My favourite ding is as ons op vakansie gaan en hulle ontmoet maatjies en hulle speel die hele dag met die maatjie en dan op 'n stadium kom sit hulle almal saam en ons almal eet roomys en dan sê ek vir haar wie is hierdie? En sy sê, dis my beste maatjie. Dan sê ek vir haar, wat is haar naam? En sy sê, ek weet nie. Maar dan dink ek, dit maak nie vir hulle saak wat hulle name is, wat se kleure hulle is, hoe groot hulle is, waar hulle vandaan kom nie. Jy speel lekker, ons swem saam,
ons is nou maatjies. En dis hoe die lewe moet wees. Soos hoekom is daar soveel vlaggies en reëls en etikette en okay, reëls verstaan ek, maar etikette en dinge. So dit is wat ek gaande is oor kinders, is dat hulle is nog hoe hulle geskape is, onaangeraak, lag uit hulle maag uit, asof niemand kyk nie, dans wanneer hulle wil. Ek wil amper sê trek jou klere uit wanneer hulle wil, maar dis lente, haar klere brand haar, sy's altyd in haar onderklere, as ons gelukkig is, het sy onderklere aan. Net leef, geniet die lewe, ja. Daar's 'n storie wat ek raak gelees het, wat terwyl jy in Seelaan gespeel het en ook in Legacy, toe het jy flou geval of iets van die aard. En die volgende dag was jy terug om 'n troutoneel te vervilm of jou eie troue, die karakter se troue. Toe wonder ek, hoe belangrik is uithou vermoë of deursettingsvermoë, aanhou, pluggie wees, soos jy sê. Ja. Ek dink, mens moet nooit besluite maak ten koste van jouself nie, maar ek dink ongelukkig verg die industrie dit baie keer van 'n mens. Want as jy siek is, dan staan daar hele produksie stil. Natuurlik, jy kan dit nie help nie, maar hulle sal baie keer van jou verwag om net 'n pilletjie te drink en verder te gaan. En mens verstaan dit ook tot 'n mate, want dis 'n hele produksie. Sê nou maar ons skiet, waar ook al ons skiet nie in kronologiese volgorde nie. Ons skiet verskillende plekke, daar is uitrustings wat verander moet word, en grimering wat verander moet word, en daar is 50 verskillende aspekte wat 'n rol speel in hoe daai dag uitbeplan is. En as jy nie van jou woorde ken, tot laat wees, tot siek wees of wat ook al nie, dan hou jy daai hele produksie op. So, ek het daai dag so sleg gevoel, want ek het op Legacy en op Seelaan op dieselfde tyd gewerk. En oor die algemeen was dit baie sinitergend geweest, want dit was in COVID ook geweest. So, dan gaan ek letterlik van die een stel na die ander stel, dan kom ek by Legacy, dan moet ek daar COVID toets doen, dan moet ek vinnige toneel doen, dan moet ek terugjaag, en soos ek nou gesê het, Legacy was daar's baie vryheid geweest, so die toneel het nooit op tyd gegaan nie. Dan weet ek Seelaan se goed is so agter mekaar. Dis 'n baie goed geoliede masjien, so hulle goed sal op tyd wees, dan kom ek laat daar, en ek was letterlik net uitgebrand en oorwerk, en toe is ek opstel, en toe moes ek agter 'n bank iets optel, en toe ek opkom, toe is ek net so vinnig as ek opkom, toe het ek net gesak, en toe het hulle my ander kamer toe gevat, en toe het ek daar gelê, en dit was, jy voel so sleg, want jy weet, alles staan nou stil, en hulle verstaan dit ook, maar hulle is soos, hierdie is eintlik nou ongemaklik, en jy hou nou eintlik die produksie terug. So, ja, die pluggie in 'n mens is nogal soos, jy wil nie verantwoordelik wees vir skedules wat agterraak, of, deadlines wat nie gemaak word nie, of iets soos dit. Ja. Is dit lekker om bekend te wees? Is dit moeilik om bekend te wees? Daar is my baie moeilike konsep. Ek moet dit nou baie mooi sê, want ek is baie dankbaar, en ek is baie bevoorreg en geëerd vir die geleenthede wat ek kry, en vir alles wat uit dit uitkom, maar dit is ook my minste lekker deel van my werk. Ek is baie lief vir mense, maar ek is eintlik maar 'n introvert. So, ek het baie energie, en ek praat baie, en ek is lief vir mense, maar as ek klaar met mense is, dan, dis nie waar ek my energie kry nie. So, om heeltyd by mense te wees, en so, en aandag half te kry, is baie uitputtend, en my persoonlikheid, wat eintlik bietjie meer van 'n introvert is, sou verkies, dat ek net my daaglikse dag gaan, sonder dat daar, kennis geneem word, as ek dit so kan stel. Maar, ek weet ook, dit is deel van dit, en mens raak half gewoond aan dit. Ek weet in die begin was dit vir Dewald baie sleg geweest, want dit, soos ek sê, ons het getrou, en letterlik 3 dae daarna, toe moes ek begin by Seelaan, so skielik het alles net verander, en nou skielik het ons nie meer privaatheid nie, en so ja, daar's baie opofferings, maar daar's ook baie goeie goed wat uit dit uitkom. As ek nou net byvoorbeeld kyk na Boerseke Vrou, die deure wat Boerseke Vrou vir my oopgemaak het, en die geleenthede wat ek daar uit gekry het. Ek is byvoorbeeld nou, hulle noem dit face of case, so ek is die
handelsmerkverteenwoordiger vir Keis wat trekkers en stroopers en al daai tipe goed verkoop. Wat vir my so lekker is, want nou kan ek nog steeds op 'n plaas wees en ek kan nog steeds met boere werk en met trekkers en daai tipe goed, maar dis nie 'n voltydse ding nie, maar ek kry nog steeds 'n inkomste van hulle af, wat beteken as gevolg van Boersoeke Vrou se deure wat hulle vir my oopgemaak het, kan ek nou meer by die huis wees. So Boersoeke Vrou het my baie van die huis al weggevat, maar dit het gemaak dat ek nou meer by die huis kan wees. So daar's definitief soveel goed wat uit dit uitkom, maar dit is my kleintjie dood as ek weet iemand in die industrie, of kom ons noem dit nou bekend, word anders hanteer as ander mense. Daai is nie vir my lekker nie, en dis 'n konsep wat ek nog nie lekker verstaan nie. Ek voel juffrouens en dokters is die mense wat so hanteer moet word. Hulle is die mense wat goed moet kry en verniet goed kry en mense moet ryf oor hulle, want hulle is die mense wat lewens verander en verantwoordelik is vir mense. So dis my snaakse konsep. Hoekom, omdat jy op TV is dit anders? Ek verstaan nie daai nie. Ek vra jou eintlik of jy vir my antwoord het, want dis iets wat ek nie lekker verstaan nie. Dit maak nie vir my sin nie. En ek weet, ek was ook as jong dogtertjie, as ek Anne-Mart van der Merwe sien, dan kan ek wil haar net 'n drukkie gee. En dan dink ek myself, hoekom het ek so gevoel? Wat was dit vir my wat dit so gemaak het? En dan dink ek dis dalk omdat mense jou baie sien, so hulle dink hulle ken jou. Ek weet nie. I don't know, dis 'n weird konsep vir my. Riandi, waarop is jy trots? My man en my kinders. Dit is, ek kan nie sê dis die grootste ding wat ek bereik het nie, want dis nie asof hulle myne is of maar dis om te sê ek is Dewald Grey se vrou en dat hy my gekies het, want hy's 'n fenominale mens. Hy werk so hard, ek beloof jou, in my lewe het ek nog iemand ontmoet wat nie van hom hou nie. Soos, hy's nie reël nie. Soos dit maak nie, hy maak nie sin nie. Soos hy is die slimste mens wat ek ken. Jy kan vir hom enigiets vra oor enige musiek. Hy gaan vir jou kan sê wanneer, waar, wie, hoe. Sy musiekkennis is ongelooflik, hy is uber sportief. Hy's verskriklik snaaks. Hy is so goed in sy werk en dan is hy die beste pappa wat ek nog ooit gesien het vir kinders. So ek dink net om te gaan soos hierdie man het jou gekies. En dan dat die Here my gekies het om 'n ma te wees vir daai 2 dogtertjies. Want hulle is rockstars. So ja, ek dink ek sou regtig sê my gesin. Niks van die ander goeters vat 'n mens hemel toe in 'n geval nie. So ja, is great om hierdie te hê en daai te hê, maar op die einde van die dag, dis verhoudinge is wat saak maak. So ek sou definitief sê my groot trots is my gesin. En waaroor is jy spyt? Ek is spyt dat ek ophou dans het en ophou musiek doen het. Ek dink veral vir my industrie waar ek nou is, kon dit gehelp het, maar ook net dis iets waaroor ek mal is. Ek is gaande oor dans en musiek. En ek dink ek was te jonk gewees om die waarde van dit te besef. As jy jonk is, dan dink jy, ag, dis net oefening. Dit vat nou tyd, ek sien nou lus nie. Maar jy besef nog nie wat dit eintlik vir jou kan beteken nie. En daai is eintlik vir my, dis my groot ding op hierdie stadium van my lewe waar ek nou ouer is, want daar's so 'n fyn balans tussen om 'n kind te forceer om iets te doen, wat hulle so druk dat hulle op die einde van die dag niks daarvan hou nie, maar ook uit my ervaring uit, 'n kind is te jonk en onervare om te weet wat dit eintlik vir hulle kan beteken. So my groot spyt is ook, vrees is 'n sterk woord, maar my groot spyt is ook 'n groot bekommernis vir my op hierdie stadium in my lewe, om daai balans te vind, want ek wens my ouers het vir my gesê, moenie ophou met dans nie, moenie dit nie, maar hulle is daai ongelooflik ondersteunende ouers. Toe sou ek vir hulle kwaad gewees het, hulle vir my gesê het, hou aan met dit. So ja, ek dink daai is eintlik vir my nogal 'n ding waar ek regtig bid is om te gaan, soos, okay, wanneer is dit okay dat hulle iets los, en wanneer moet hulle regtig deursettingsvermoë en uithou vermoë en selfdissipline leer. So ja, maar ek wens ek het aanhou
dans en sing. Nie sing nie. Dit is die ding waar ek die spyt is dat ek nie kan sing nie. Maar ongelukkig het ek nie 'n sê daaroor nie. Maar eendag gaan ek vir Liewie sê, hoekom het jy my hierdie drang gegee om te sing, maar nie die stem wat saam met dit gaan nie. Dis waar ek spyt is. Daar's jou antwoord. Net so laaste vraag, wat verveel jou of wat is vir jou oneindig oninteressant? Dis nou baie ironies en drasties, maar TV. Ek kan nie TV kyk nie. Ek kan nie stil sit nie. Ek kan nie. As ek iets kyk, is dit Survivor. 'n Paar keer 'n jaar binge watch ek Survivor, dis al wat ek kyk, maar terwyl ek dit sit en kyk, is ek besig met klere en kraletjies inryg of borspelde maak of iets. Ek kan nie net sit en TV kyk nie. Ek het nog nooit iets gekyk wat ek gedoen het op TV nie. So TV is net, dis nie vir my ontspannend nie. Dit maak my angstig, want ek moet stil sit. So ek dink dis my grootste, ek kan nie stil sit nie. Ja. Dankie dat jy saam geluister het. Daar is elke Dinsdag 'n nuwe gesprek met ons land se nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Onthou om die follow knoppie te druk en as jy die gesprek geniet het, 5 sterre te gee. Kom gesels elke Dinsdag, Land en Sand.